Is julle gereed vir die woord? Ek is so lief vir die woord, en ek weet die woord, jy het net een woord uit die woord van God uit nodig, jy het net een versie nodig, en dit verander jou dag. Moenie die lewe aanpak, sonder die woord van die Here nie, moenie jou dag aanpak, sonder 'n woord van die Here nie, want die woord van die Here is die rigting van, of die rigter van ons voetstappe. Die woord van die Here is die lig en die lamp van ons voete en die lig van ons pad. En daarom moet ek en jy die woord prioritiseer in ons lewe. Is jou gesprek met Jesus, wanneer jy die woord oopmaak en begin lees, want hy is die woord wat lewend geword het. Amen. En ek en jy moet die woord eet. Jesus sê, jy sal nie net van brood alleen lewe nie, maar deur elke dag se woord. Dis waarvoor ons lewe, dis hoe jou geestelike lewe onderhou, as jy die woord van God eet, en jy moet dit geniet, weet, dis lekker, die woord van die Here om die Bybel te lees is nie 'n moedding nie, dis 'n wilding. Weet, ek het gister, het was eintlik vir so 'n openbaring, ek het 'n paartjie getrou, julle almal ken dalk vir Kewen, wat in die ongeluk was 'n rukkie terug, en hulle is gister getroud, gistermiddag, en dit kom net by op in die voorbereiding, en wat is die verskil tussen wil en moed? Wat is regtig die verskil tussen wil en moed? Want daar is 'n massiewe verskil in hoe ek dit aanpak, of ek iets moet doen, of ek iets wil doen. Nou, dis 'n groot verskil. Weet, moet ek die woord lees, of wil ek die woord lees? Moet ek kerk toe kom, of wil ek kerk toe kom? Moet ek aanbid, of wil ek aanbid? En ek besef net in my voorbereiding, en ek sê dit vir hulle, ek sê die verskil tussen wil en moed, want hulle staan voor my, en hulle gaan 'n besluit maak, om hulle lewe vir mekaar te gee. Kyk, dis wat die huwelik is. Maar jy moet hier staan nie, omdat jy moet nie. En ek weet daar soms omstandighede, wat die wil nie 'n groot rol speel nie. Maar die verskil tussen wil en moed is liefde. Liefde moet nooit. Dink aan, as jy iets moet doen, is dit nie liefde nie. Maar as dit iets wil doen, is dit gedrewe deur liefde. Liefde is altyd 'n vrye wil, liefde is altyd 'n opgewondenheid, liefde is altyd 'n passie, liefde is altyd 'n motivering om dit te doen, omdat ek lief is vir die woord van die Here. Of dat ek lief is vir sy kerk, omdat ek lief is vir hom, wil ek hom aanbid, wil ek sy naam groot maak, wil ek gee, dis liefde speel die rol, en ons moet lief wees vir die woord van die Here, want dit is nie 'n moedding nie, dit is 'n wilding. Nou, ek dink jy kan nie daar sonder leef nie, weet, soms vra ons die vraag, hoe leef mense wat nie 'n verhouding met Jesus het nie, hoe gaan hulle deur die uitdagings van hierdie wêreld? Ek verstaan dit, en dank die Here, ek hoef dit nie te verstaan nie, want Jesus is genoeg. Sy woord is vir ons genoeg, en daarom wil ons vanoggend kyk na hierdie tyd, hierdie oomblik in sy bediening, in sy lewe hier op aarde. Nou, daar was oomblikke, en ons is opgewonde, ek en die span is besig om intens te werk aan die reis deur Matteus, so met jouself rad daarvoor, ons woordskool wat ons gaan begin op Sondae-aande, ons gaan die 10de Mei begin, daar is nog baie werk wat voor lê, maar is so amazing, waar ek net weer self in hierdie reis deur die boek van Matteus, en jy kan nie net Matteus alleen lees nie, want hy verwys altyd kruisverwysings na die ander evangelies toe, wat alles net so 'n bietjie die prentjie mooier inkleer, as jy hoor hoe Lukas dit beskryf, en hoe Markus dit beskryf, en hoe Johannes heeltemal anders dit beskryf, en dis waarna ons gaan kyk, weet, dit gaan daai reis wees, wat ons net gaan besef, weet, wat die lewe van Jesus behels, en wat hy ons alles geleer het, soos iets van ons baie uitsien, so maak jouself so lank gereed vir die 10de Mei, ons begin met die woordskool, en dis hoe ek vanoggend wil net hierdie stories lees, hoe van die verskillende evangelies hierdie dag, hierdie oomblik beskryf het van Jesus se bediening. Nou ek wil myself in 'n posisie plaas, en daar kan jy jouself ook in daai posisie plaas van die disippels, een van die disippels wat saam met Jesus beweeg het, hierdie plus minus 3 jaar wat hy intens bedien het, dis hoe lank Jesus sy bediening was, weet, op aarde, en ek praat uit wat hy fisies hier op aarde was, natuurlik sy bediening hou aan vir ewig, maar daardie oomblikke, daardie belewennisse wat sy disippels gehad het, van die eerste roep wat hy hulle geroep het om hom te volg, en wat hulle ervaar het, die belewennisse, die wonderwerke, die waterloop, weet, mense wat deur dakke neergelaat word om gesond te word, ek dink dit was net 'n amazing belewenis wat hierdie, eintlik was al meer as 12, al was so 120 wat Jesus tot op 'n stadium gevolg het, en toe was daar 70, en toe gaan dit weer af
na 12 toe, so het eendag van een pastoor gesê, moenie bekommer as jou mense minder raak, Jesus het net ook minder geraak met die tyd, maar vir 'n prys wat hy moes betaal. So, ek dink vir hulle was die disippels, wat Jesus gevolg het, was hulle ek dink hierdie oomblik het hulle gedink, hier is dit nou. Want onthou die Jode was nie in vryheid nie, Israel was nie vry op hierdie oomblik nie, hulle was weer onder leierskap van ander volke gewees, wat oor hulle geheers het in hierdie tyd, en hulle het volgens die profetiese woorde, het hulle die koning verwag, 'n koning wat gestuur is, wat hulle kon vrymaak, en hulle verlos vir ewig, so hulle het hierdie menslike verwagting en idee gehad, van wie die koning moet wees, en ons weet ook, Jesus het oor die 600 profetiese woorde vervul in sy lewe hier op aarde, toe hy sy bediening hier uitgeleef het. En die disippels het hom dopgehou, en hulle was eers verblind in die begin, hulle kon nie regtig agterkom, weet wie hy is nie, want hulle was nog so versluier deur die wet en deur die omstandighede, dat hulle eintlik die volheid van Jesus gemis het. Dis hoekom al die evangelies is eers geskryf na sy opstanding, want toe is hulle oë verlig deur die Heilige Gees, en hulle besef toe wat hulle ervaar het. Hulle het nie deur die tyd dit geskryf hier, dit was eers na die tyd geskryf. En hulle besef toe wie hierdie Jesus is. Ek meen, met die eerste vermeerdering van die brode, nie lank daarna nie, dit is letterlik 'n paar dae daarna, het hy weer die brood vermeerder, maar het hulle weer op 'n plek gekom en sê, maar wat gaan ons vir die mense gee om te eet? En asof Jesus vir hulle sê, wat besef julle nie? Kan julle nie nou 'n paar dae terug, hoeveel duisend het ons gevoed nie? Hoekom is julle alweer bekommerd? Weet, want julle is so vasgevang in julle bekommernisse, julle is so vasgevang in die omstandighede, dat julle my mis. Moet my nie mis nie. Besef wie ek is. Hy vrou by die put het hy van gesê, as jy net weet wie ek is, as jy maar net weet, sal jy my vra. Soms vergeet ons so bietjie wie Jesus is dit nie waar nie? Soms vergeet ons bietjie om hom te vra. Die een wat die oplossing het, die een wat die deurbraak vir jou reeds het. Vra hom, hy's Jesus. So hier is hierdie belewenis, hierdie ervaring, al die wonderwerke wat plaasgevind het, al die gebeurtenisse en hulle die verwagting, en kort het hulle vir hom die vraag gevra, Here, hoe gaan hierdie gebeur? Ek meen, die een ma van die twee disippels het Jesus kom sien op 'n stadium en sê, Here, kan ek hier 'n vraag vra? En hy vra, wat wil jy vra? Wel, mag my twee seuns sit, een aan die linkerkant en een aan die regterkant van die troon, want dis die plekke van heerskappy, wat die koning die bevele gee in sy tweede in bevel. En hy sê van, jy weet nie wat jy vra nie, maar jy sien in hierdie vrae wat hulle vra, en die disippels wat onder mekaar ook vra, wie is die belangrikste, want wie gaan nou wat se rang inneem as Jesus nou die troon betree en sy plek inneem as die koning van Israel, die koning van die Jode. Dis wat hulle verwag het wat gaan gebeur, want menslik klink dit mos nou logies, dis so 'n koning werk. So die mense het hierdie verwagting gehad, en ek glo dat hierdie oomblikke, as jy met die disippels sou praat, sal sê, hier is nou die oomblik waarvoor ons gewag het. Ons het al die wonderwerke beleef, maar hier is dit nou. Hier gebeur dit nou, hier kom die deurbraak nou. So kom ons lees dit, Matteus 21 vanaf vers 1. Hy sien toe hulle naby Jerusalem gekom het, en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp, reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. So God het al reeds die harte voorberei van die eienaars van die donkies. En ek gaan vanoggend nou nie baie tyd spandeer in die verduideliking van donkies en al daai goedes nie. Ek wil nie op dit fokus nie. Ek het 'n ander fokus wat ek vanoggend vir jou wil attent maak op, maar net interessant, ek weet nie of julle weet nie, maar 'n donkie is die enigste dier wat 'n kruis op sy rug het. As jy donkie geweet het nie, gaan Google dit. AI, wat is dit, ChatGPT of wat is die goedes, maar hulle gaan weer dit vinnig geleer, maar of gaan kyk self, maar pas op 'n donkie byt. Hulle het my al seer gebyt. So hierdie donkie was al reeds voorberei, die eienaar was al reeds voorberei. Jesus het al reeds vooruit geweet presies wat gaan volgende gebeur, want hy was 100% mens, maar hy was ook 100% God. God ken die toekoms. God berei al reeds die toekoms voor. God berei al reeds die donkie voor vir dit wat kom, dit wat gaan gebeur. So en hy sê, as iemand iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig.
en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is, en dis die profeet Sagaria. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. En hy sit op 'n esel. Ja, jong esel, die vol van 'n pak dier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare, hoor mooi, hier kom 'n skare mense bymekaar. Die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi. Dis daai eer aan die koning wat instap. En ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare het voorgeloop. En die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Nou die woord Hosanna is 'n woord van aanbidding. Dit is 'n uitroep van aanbidding. It's 'n exclamation of adoration. 'n plek van waardering, 'n uitroep van waardering, 'n uitroep van eer en lof wat jy bring vir iemand, het jy uitgeroep Hosanna. As jy 'n koning wil geëer het jy uitgeroep Hosanna. En hier kom hierdie skare mense. En natuurlik is dit mense wat Jesus beleef het deur die tyd, waar hulle in hulle stede was en soveel wonderwerke gedoen het. En hulle roep uit en die mense gee erkentenis aan wie hy is. En hulle vereer hom soos hulle 'n koning sal vereer, al het hy nog steeds nie sy koningskap ontvang nie. Het die mense in hierdie oomblik hom vereer. En ek dink, die disippels het so saam met Jesus gestap, en ek dink hulle het net geglimlag en sê, uiteindelik het ons koning gekom. Uiteindelik gaan alles verander. Uiteindelik gaan alles beter raak. Want hy's wonderlik, hy's sagmoedig, hy's wat ons nodig het. Hy gaan ons volk kom red en ons vrymaak. Nou Matteus 21 vers 15, die owerpriesters en die skrifgeleerdes natuurlik dopgehou wat gebeur. Nou dis wat die ouens wat in die tempel van daai tyd gewerk het, dit was eintlik die geestelike, die gelowige mense van daai tyd, die leierskap van daai tyd, het natuurlik dit dopgehou, en het geweet, hierdie bediening van Jesus is 'n groot bedreiging vir hulle doene en late, vir hulle bediening waarmee hulle besig was, wat 'n valse bediening was. In Matteus 21 vers 15 kom vermaan hulle Jesus. Hy sien toe die owerpriesters en die skrifgeleerders die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, hoor mooi, die kinders roep uit, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. En sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suiglinge het u vir u lof berei. Of julle sê, die kinders gaan ons vooruitgaan in lof van aanbidding, as ons nie besef wie Jesus is nie. Hierdie mense het besef wie hy is, of het hulle? Hierdie mense het Jesus opgehef, hulle het hom aanbid, hulle het hom verheerlik, hulle het hierdie exclamation of adoration, het hulle uitgeroep vir Jesus, en hy het soos 'n koning by hierdie poorte ingestap van Jerusalem. Lukas beskryf het in Lukas 19 vers 37, hy sien toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die dade, of al die kragtadige dade wat hulle gesien het. En terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. God berei vir hom lof voor. God kan tot lof uit klippe uitkry as dit nodig is. Sien, as ek en jy gaan stil bly, gaan die klippe ons werk begin doen. Gaan die klippe sy lof begin besing. Dis wat hy sê. Hy sê, as julle gaan laat stil maak, nou ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie laat 'n klip my werk doen nie. Ek gaan laat 'n klip my lof en eer bring aan die koning van alle konings nie. Hy is waardig om aanbid te word. Dis hoekom ons tyd uitkoop. Dis hoekom ons saamkom, 1 keer 'n week ten minste, en net eer aan die koning bring en hom aanbid. En dis nie net genoeg 1 keer 'n week nie. Ek en jy moet die tyd uitkoop om eer aan hom te bring, want dis hoe jy sy koningskap bevestig, as jy hom aanbid en die hosannas opbring.
En dan kom Johannes, en nou Johannes natuurlik beskryf het gewoonlik bietjie anderste. Lukas is interessant, het nie die woord Hosanna in nie. Maar Johannes en Markus sê baie dieselfde as Matteus, so kom ek nie na Markus toe gaan nie, maar Johannes kom en hy gee vir ons 'n bietjie meer inligting. Dis hoekom ons vanoggend palmtakkie het. Want die ander vertaling sê dit was bome gewees. Maar die punt is, gaan nie oor die boom nie. Dit gaan oor die erkenning deur die takke wat hulle geswaai het en neergelê het om te sê ons erken hom. Johannes 12 vers 12 sê die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, 'n groot menigte, palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep, Hosanna. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees, die dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vil van die esel. Nou kom ons vir 'n oomblik net bietjie stil staan en ek wil jou net bietjie konteks gee van waar Jesus is. Hoekom gebeur hierdie op hierdie oomblik met hom? Dit het nie voor die tyd gebeur nie. Wat was die motivering vir die mens om hom hierdie eer te bring? Wat was die motivering vir hulle om hulle klere uit te trek en op die pad neer te lê sodat hy met die donkie oor hulle klere kan loop? Dink daaraan. Jy gaan baie ou mou na die tyd moet gebruik. Takke van bome gaan af, van palmtakke geswaai en neergelê dat hy net daar kan oorloop. Wat was die motivering? Wat was hulle rede? Wat was die dryfkrag van die mense op daardie stadium vir die hosannas wat hulle gebring het? En Johannes kom gee die antwoord, want interessant net as jy gaan kyk na wat net voor dit gebeur het, is daar 'n klomp goed wat gebeur het en wat opgeloop het na hierdie oomblik toe. En natuurlik 'n klomp wonderwerke. Nou die meeste van 3 van die evangelies beskryf hoe hy die blindes genees het. Maar Johannes is die enigste ene wat beskryf en vertel van die genesing, eintlik nie net die genesing nie, maar die opwekking van Lazarus. Die grootste wonderwerk wat die mense beleef het. Hulle het die blindes gesien, weet wat jy kan sien, hulle het die dowes gesien, jy hoor, hulle het weer lammes gesien opstaan, hulle het al die goed beleef. Ek dink een van die hoogtepunte van Jesus se bediening in wonderwerke was natuurlik Lazarus. En hierdie ou het al begin ryk. 5 dae in die doderyk. En Johannes is die enigste een wat Lazarus se opstanding beskryf in sy evangelie. Dit is nie een van die ander evangelies nie. En hierdie het gebeur net voor Jesus se intog en dit maak vir my sin. Dat die mense besef het, maar hoor hierdie man is nie net 'n gewone man nie. Hierdie man maak nie net blindes gesond en dowes gesond nie, maar hierdie man wek ook dooies op. Hy het autoriteit oor die doderyk, want hy het Lazarus opgewek wat al 5 dae dood is. So hierdie moet iemand wees. Hulle smaak 'n wonderwerk wat bonatuurlik is, bo wat hulle verwag het. Hy sê in die skare, vers 17 verduidelik Johannes, en hy gee die motivering vir die skare wat hom gevolg het en hom die lof besing het. Hy sê in die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep het en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. Dis voor hierdie storie, dis voor hierdie Sondag wat ons Palmsondag noem, dis voor hierdie Hosannas, het hulle 'n rede gehad, hulle het 'n motivering gehad. Wow! Ons het beleef hoe hy soveel wonderwerke doen, maar hierdie Lazarus, dis die cherry op die koek. Wow, hierdie ou was dood, ons almal het dit beleef, ons almal het dit gesien, ons almal het die ou geryk al. Ons was nie weer agter toe daai klip wil wegrol, okay? En hy het hom opgewek. Wow, dit was hulle motivering, dit was hierdie oomblik in Jesus se bediening wat hulle gesê het, wow, ons beleef u wonderwerke. Jy sien, daar was verskillende motiverings vir mense om Jesus te volg. Op 'n stadium sê hy vir die mense die volgende, hy sê, as julle nie van my eet nie, is julle my nie waardig nie. En van 120 het toe verminder na 70 toe, want hulle het gedink, hierdie ou is 'n kannibaal, hoe wil jy hê ons moet jou eet? Want hulle was so versleier in hulle denkpatrone. En Jesus maak die stelling, hy sê, meeste van julle volg my vir hierdie rede, julle het van die brood geproe wat ek vermeerder het. Hoekom dink julle maak ek altyd 'n groot brood vir die kerk?
want sommiges word dalk gemotiveer deur die brood om kerk toe te kom. Nee, maar dit is regtig so, dat Jesus vir hulle gesê het, julle motivering om my te volg, was omdat julle van die fisiese brood geëet het. Maar julle moet my eet, wat gepraat het van sy woord. Hy is die woord wat lewend geword het. En hulle het aanstoot geneem en opgehom om te volg. Dit was die motivering vir daai mense en hulle het hom verlaat. Maar hier is 'n gehoor, 'n massiewe gehoor, 'n crowd van mense wat Jesus kom eer en hom sy lof besing. Maar die motivering is dit wat hulle beleef het in wonderwerke. Hier is die uitdaging van hierdie storie, want dis wat voor die tyd gebeur het, maar wat gebeur na die tyd? Hierdie storie sit in die middel van fantastiese wonderwerke, bonatuurlike gebeurtenisse, iemand wat uit die dood uit opstaan, maar nie eers 'n week later nie. Het dieselfde mense wat palmtakke vir hom neergelê het, en hulle klere van hom uitgetrek het en Hosannas besing het, 'n week, nie eers 'n week later nie, is dit dieselfde mense wat opgesweep word om uit te roep, kruisig hom. Kruisig hom. Dieselfde gehoor, maar dit was in dieselfde stad gewees. En kerk, hier is die fokus, hier is die uitdaging. Hoekom eer ons koning? Baie keer sien ek dat mense, en ek dink ons almal, het op een of ander plek 'n wonderwerk nodig. Enigiemand 'n wonderwerk nodig vanoggend, kan ek sien? Dalk sit jy en jy bid al jare vir 'n wonderwerk. Jy verwag al jare vir 'n deurbraak. Paulus het voor die Here kom sit en hy sê, Here, hier's 'n doring in my vlees. En hy het 3 keer gaan bid en hy sê, Here, asseblief. En die Here se antwoord is, Paulus, nie? Hierso is vir jou genesende krag, word gesond nie. Nee, Paulus, al wat jy moet weet, my genade is vir jou genoeg. Hierdie mense se motivering om Hosannas te besing was die wonderwerke wat hulle beleef het, maar my vraag vanoggend is wonderwerke genoeg? Is ons redding en ons verhouding met ons koning gebaseer op die wonderwerke wat ons verwag of beleef het? Want hier is die uitdaging, en ek het dit nie neergeskryf, Jesus se menslike verhoging was gebaseer op die wonderwerk wat hulle gesien het. En dis wat vanoggend se titel is, die verhewe Jesus. Hulle het hom verhoog op 'n menslike manier, hulle het hom op hierdie, as ware die Engels praat van 'n pedestal geplaas op die oomblik, al het op 'n donkie gery, maar hulle het hom eer gebring, hulle het die Hosannas gesing, maar die menslike verhoging was van korte duur. Hoekom? Want dit was verkeerd gemotiveer. En dis soms wat ons as mens beleef, en dalk nie jy nie, maar ek het al gesien in berading met mense, dat hulle sê, maar die Here sien my nie raak nie, ek beleef nie 'n wonderwerk nie, die Here maak my nie gesond nie, die Here genees my nie, die Here, en weet jy, hier is die ding van elke genesing. Hierdie wêreld is nie wat hy moet wees nie. Siekte moes nie gewees het nie. Dood moes nie gewees het nie. Dit was nie God se plan nie. Die sonde het dit ingebring. Die mens het 'n fout gemaak en heerskappy aan ons vyand gegee, en is hy wat die sleg ingebring het. Hy is die vark in die verhaal. In elke verhaal wat sleg loop, wil ek vir jou herinner vanoggend, wie is die vark in die verhaal? Want daardie vark het 'n voorland. Hy dink hy's 'n leeu, en is eintlik 'n slang. 'n Vark, leeu of slang, jy kan besluit hoe. Hy is die een om te blameer vir dinge wat skeefloop. Want hy is die een wat sleg ingebring het. Maar jy sien, nou beleef ons, en ons beleef nie 'n wonderwerk nie, en dan, en interessant, vanoggend voor die tyd voel Anne-Marie om te bid vir die gees van verwerping. Want so vinnig voel ons verwerp, God het my verlaat, God sien my nie raak nie, God gee nie my deurbraak nie, God gee nie my wonderwerk wat ek verwag nie, en dan word ons verhouding gebaseer op die wonderwerke, hoe goed die verhouding is, hoe dinamies die verhouding is, hoe lief die Here my het, as gevolg van die wonderwerke. En ek wil volgende vir jou sê, as jou huwelik gebaseer is op werkies en daaikies, gaan dit moontlik net tydelik wees. Want ons sien dit in hierdie verhaal. Dit was 'n fantastiese oomblik.
Vir Jesus erken word vir wie hy is. Eerste keer op aarde wat hy werklik erken word vir wie hy is. Maar dit was net so lank. 'n week later, dieselfde mense wat hom vereer het, hom gekruisig. Wat ek volgende vir jou sê, wat wil die Gees van die Here vir ons sê? Ja, doen God wonderwerke, verseker doen hy wonderwerke. Wil hy jou genees? Verseker wil hy jou genees. Maar eendag net, terwyl ek toe ook die evangelies lees, en ek net weer 'n wonderwerk lees, en hoe iemand dit genees het, en selfs ek dink dit was nogal Lazarus verhaal, toe besef ek, maar Lazarus leef nie meer nie, hy is eventueel weer dood. Elke siekte wat hy gesond gemaak het, daai mense is eventueel almal weer dood. Want jou wonderwerk is tydelik. Jesus moet verhewe wees. Jesus moet opgelig word. Jesus moet verheerlik word. Ja, ons moet sy hosannas besing, maar hoekom besing ons sy hosannas? Hoekom lig ons hom op? Hoekom eer ons hom? Hoekom aanbid ons hom? Hoekom het jy vanoggend jou stem verhef en eer aan die Here gebring? Kerk, ek wil vanoggend jou kom leer, wat is die regte motivering tot jou aanbidding? Waarop is jou verhouding met jou koning gebaseer? Op die wonderwerke en die dade wat hy vir jou doen, of op wie hy is? Johannes 12 maak Jesus hierdie stelling, Johannes 12 vers 32. Hy sê, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Stop net eers daar. Ons het hierdie liedjies, ons sing dit in liedjies ook. If I'll be lifted up, I'll draw all men unto me. Wow, Here, okay, hier word hy opgelig, hier word hy verhoog. Die mense het die lof besing, maar dit was net van korte duur. If I'll be lifted up, I will draw men unto me. As ek van die aarde verhewe word, verhoog word, sal almal na my toe trek. Waarvan praat hy? En dan sê vers 33, en dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. Die aangetrokkenheid tot Jesus is nie gebaseer op sy wonderwerkende krag nie. Die aangetrokkenheid na Jesus is gebaseer op die feit dat hy verhoog is van die aarde. Nie met 'n menslike verhoging, nie met 'n verhoging wat aards is nie, maar met 'n onverwagte verhoging, 'n teleurstelling vir sy disippels en sy volgelinge om te sê, wow, net laas naweek het ons gedink hy gaan die troon betree en nou betree hy 'n kruis. Die kruis van Jesus is my motivering vir my aanbidding. Al gee hy nie die wonderwerk nie, al genees hy nie, dien ons hom nog steeds. Al voorsien hy nie, en hy gaan, en hy sal, en hy wil, maar is my verhouding met hom gebaseer op die wonders en die tekens, op die goeie gevoel, of is dit gebaseer op die verhewe Jesus aan die kruis? As dinge moeilik raak, as dinge uitdagend raak, as jy mismoedig raak, wil ek vir jou volgens sê, al wat jy moet onthou, sien jou redder aan die kruis. Want die grootste wonderwerk wat jy in jou lewe ooit kan beleef, is die redding van jou siel. Dis die belangrikste wonderwerk, dis die enigste wonderwerk wat vir ewig gaan bly staan. En was dit nie vir die kruis van Jesus nie, sou jy nie vanoggend hier gesit het in hierdie wonderwerkende lewe van die opstandingskrag van Jesus Christus, die vryheid waarmee ons losgekoop het, deur sy bloed wat vir ons gevloei het in die kruisdood van Golgotha. Dis ons motivering, dis jou rede hoekom jy kerk toe kom, dis jou rede hoekom jy aanbid, dis jou rede hoekom jy tot hom nader in jou binnekamer ingaan en sê, Here, ek wil met u tyd spandeer, want u was die een wat namens my verhewe was. Dit was ons skuld, dit was ons rede. Jesaja beskryf dit so mooi in Jesaja 53, hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Dit praat van hoe hy verhoog was van die aarde, want jy moet gekruisig word om gedeurboor te word.
Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek verstaan jou soeke na jou wonderwerk. Ek weet jy leef dalk met pyn. Ek weet jy leef dalk met uitdagings in hierdie wêreld. Ons beleef die wêreld, al is ons gelowiges. Ons beleef nog steeds die wêreld. Maar weet jy, my verhouding met my koning is nie gebaseer op hoe min pyn ek het nie en of hoe min skete ek het nie. Hoe goed dit met my in my bankrekening gaan nie. Nee, my verhouding is gebaseer op 'n kruis wat my nader getrek het en om te sê, wow, my sondes is betaal, my ewigheid is verseker, want ek glo in die enige gebore seun van God wat vir my aan daardie kruis gesterf het. Dis my rede, dis my motivering. Ek staan elke môre op en ek sê, because he lives, I can face tomorrow. Because there was a cross. My sin upon him, upon that cross. Dis my motivering. Dankie Here vir wonderwerke. Dankie Here vir voorsiening. Dankie Here vir sy seën en sy genesing. Maar bo alles, dank die Here vir die redding van jou siel. Dank hom vir sy kruis, want sy kruis moet ons motivering wees. Paulus kom en hy skryf, hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 2, 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2, die kruis is ons ware rede as volgelinge van Jesus. Hy sê toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig, moet voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. So Paulus sê, ek het nie julle kom probeer beïndruk nie. Die Here bewaar my as ek 'n preek moet voorberei om mense te probeer beïndruk. Hy sê, die rede, hoor mooi, sê ek het nie aan julle getuienis kom verkondig en voortreffelikheid van woorde en van wysheid nie. Jy sien, soms dink jy, ek het nie regtig die gevleelde woorde om te sê of te doen of vir iemand te vertel nie. Nee, jy het nie nodig om indruk te skep nie. Jy het net nodig om te verstaan, jou redder was aan die kruis. Hy sê, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis al wat jy moet weet. Hy is gekruisig. Die prys is betaal. Hy is verhewe, verhoog bo die aarde, vir my en vir jou. 1 Korintiërs 1 vers 18, maar die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, enigiemand wat gered word, enigiemand hier, is dit die krag van God. Die woord van die kruis. Daarin lê jou krag. Die wete, die openbaring van die kruis van Jesus. En dan Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Wat het die kruis vir ons gedoen? Deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Ons het nie 'n wonderwerk nodig nie, om gered te word nie. Ons het Jesus aan die kruis. Wat het die kruis vir ons kom doen? Die kruis het ons kom losmaak van hierdie wêreld. Die kruis het ons in 'n plek van ewigheid geplaas. Weet jy dat jy leef alreeds vir ewig? Jy wat roem op die kruis. Want dit is juis waarvoor hy gaan hang het aan daardie kruis, is vir jou ewigheid. En daarom kan ek en jy altyd, hy sê oor wees oor niks besorg nie, maar kom na God met danksegging. Waaroor is jy bly vanoggend? Want dankbaarheid en blydskap loop gewoonlik hand in hand. Is jy nog bly dat jy gered is? May we never lose the joy of our salvation. Dis belangriker as daardie pyn en daardie skeet. En dis wonderlik om God te verheerlik deur elke wonderwerk. Maar sy heerlikheid kom deur die verhewe Jesus aan die kruis. Dis die rede hoekom ek en jy die Hosanna sing. Dis hoekom ons die palmtakke swaai. Dis hoekom ons aanbid. Dis hoekom jy leef tot eer van sy naam. Dis hoekom jy lewe in 'n lewe van heiligmaking. Al het dit so mooi gesê voor die tyd. 'n Lewe van heiligmaking. Waar's Frida? Sy het voor die tyd iets gesê, ek sê, sy het my
preeknotas, want jy het gesê ons het nie 'n wonderwerk nodig nie. En dis presies dit. Ons het nie 'n wonderwerk nodig om te vertel dat ons God 'n werklikheid is nie. Want daar's 'n kruis. En dis die kruis op Golgotha. Hierdie naweek gaan ons in en ons herinner ons aan daardie dag wat hy die prys betaal het. 'n Dag van sy marteling, maar die dag waar hy verhewe is, soos hy verhewe moes word. Want jy sien, het hy hierdie koningskap hier aanvaar en het hy die troon betree, het dit net gegaan oor homself. Jesus het nie aarde toe gekom vir homself nie. Hy het nie aarde toe gekom vir sy eie lewe en sy eie eer nie. Hy het aarde toe gekom vir my en vir jou. Hy was bereid om verhewe te word in 'n kruis, sodat ek en jy saam met hom kan regeer vanuit sy troonsale. En sy oorwinning, want die kruis is nie meer 'n simbool van dood, vernedering en 'n neerlaag nie. Die kruis is ons simbool van oorwinning. Ons simbool van vryspraak. Ons simbool van ewigheid. Dis ons simbool, die kruis van Jesus. Hy's nie meer op daardie kruis nie. Hulle het hom afgehaal. Hy's nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan. En daarom, op hierdie Palm Sondag, is dit wonderlik wat hulle beleef het, maar weet jy, vir my en jou, is dit belangriker om te weet. Ja, sy wonderwerkende krag is 'n realiteit. Hy doen dit vandag nog. Maar die eer kom hom toe, want hy is verhoog van hierdie aarde in 'n kruis. Vir jou en vir my. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vir 'n oomblik vra terwyl ons oë gesluit is. Dalk praat die woord vanoggend met jou en ek glo die Heilige Gees het vanoggend met my en jou kom praat en jy het dalk frustrasies beleef in jou geloofswandel. Jy het in jou eie geloof begin twyfel omdat jy nie die wonderwerke beleef nie. Jy het letterlik verwerping beleef omdat die deurbraak nie op die tyd gekom het wat jy gehoop het nie. En dit het ongelukkig 'n wig ingeslaan tussen jou en God. Dalk het jy lou geraak in jou geloof, omdat jy nie jou deurbraak beleef het, maar vanoggend wil die Heilige Gees vir jou sê, jy het al reeds jou deurbraak ontvang, die kruis van die Seun van God. En dalk het jy vanoggend net nodig om hier te sit en sê, Here, vergewe my dat ek lou geraak het, vergewe my dat ek omstandighede toegelaat het, dat ek my verhouding met U gebaseer het op tydelike omstandighede, want elke genesing is tydelik. Maar die kruis van Jesus is ewigheid. En net daar weer sit en sê, Here, ek kom terug na die kruis. Ek kom terug na die afgehandelde werk op Golgotha. Terwille van my oortreding en van my sondes. En van my redding. Here, kom herstel weer die vreugde van my redding en my verlossing. Net daar weer sit, sê net, Here, hier is ek voor U. Net vir 'n oomblik, sê net vir hom dankie vir die kruis. En dieselfde asem sê vir hom dankie vir jou redding. Want jou wonderwerk is nie jou redding nie. Die kruis van Jesus is jou redding. Vader, vanoggend wil ons erken dat U is die wonderwerkende God. Here Jesus, dankie dat ons kan lees van al die wonders en die tekens wat U gedoen het, in die goddelikheid en die almag. Niks is vir U onmoontlik nie. Ons weet, Here, U is in staat om enige siekte te genees, enige krankheid op te los. U is ons God van ons deurbraak. Maar Here, soms baseer ons geloof op die verwagting van 'n deurbraak en 'n wonderwerk. Maar help ons om soos Paulus net te besef dat die grootste wonderwerk is dit wat in die kruis vir ons bewerkstellig is. Ons verlossing, ons redding. Dit wat ewigheidswaarde het. Here, herinner ons
Here die Gees wat in ons woon, aan ons redding, aan ons verlossing, aan ons vryheid. Herinner ons aan die bloed van die lam wat vir ons gevloei het tot vergifnis van ons sondes, en dat dit ons vry maak en losmaak, Here, van 'n wêreld wat vasgevang is. Here, U kruis, ons is so dankbaar, dat U bereid was om Uself te gee. U het U lewe, Here, hulle het nie U lewe geneem, U het U lewe gegee. U wou dit doen, want U is lief vir ons. U liefde het U gedring, Here. Dankie dat U ons elke in die eerste lief gehad het. En ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Here, in U woord sê in die laaste vandag gaan die liefde van die meeste verkoel. Here, beskerm ons van daardie verkoeling van ons liefde. Liefde wat gebaseer is op uiterlike omstandighede en wonderwerke. Maar Here, help ons dat ons liefde gebaseer sal wees op die volkome werk in die kruisvat van Golgotha. Dat ons U liefde nooit sal betwyfel, Here. Want die woord beloof daar's niks wat ons sal kan skei van U liefde wat daar is in Christus Jesus nie. Dankie, Here Jesus, dat U verhewe was, verhoog bo die aarde, vasgenaal in 'n kruis ter wille van ons. En Here, my gebed, en ek wil dit in Engels bid, restore unto us the joy of our salvation. Dit bid ek in Jesus Christus se naam. Al die eer, al die lof, al die hosannas aan die Here Koning, die Here van die leerskare, wat gesterf het, wat opgestaan het, en wat heers tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen en amen. Mag jy 'n wonderlike Sondag beleef. Ons het nie vanaand 'n gebedsuur nie, dis skoolvakansietyd, so moenie opdaag vir gebedsuur nie, maar ons sien julle Vrydag, nooi iemand saam, en ook Sondag vir opstandingssondag. Die Here seën julle.